What a pressure. What a pressure. All night for years apart. Far people on the body spoken, and reaching for the brightest sun. For some love for good and near, for silent living for the dear. Here is 'n herder weet jy, ons sal op ou wysie en nuwe wysie.
stil, Heer, wil my luister, my hart vir U oopmaak. Dat U my kan aanraak. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U weer ken, Heer, en voor U kan wees. Maak my nou stil. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U weer ken, Heer, en voor U kan wees. Ons sing nog een keer saam. Maak my nou stil, Heer, ek wil na U luister, my hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek U weer ken, Heer, en voor U kan wees. Ons sluit die skoorsing af met Halleluja, Halleluja, wat die Heer God almagtig gegee. Halleluja, Halleluja, wat die Heer God almagtig gegee. Halleluja, Halleluja, wat die Heer God almagtig gegee. Halleluja, wat die Heer God almagtig. Halleluja, Halleluja, wat die Heer God almagtig gegee. Halleluja, Halleluja, wat die Heer God almagtig gegee. Halleluja, Halleluja,
Goeiemôre aan julle almal. Ek dink ons orkes het ons in so 'n mooi stemming gebring dat wil mense nou eintlik net so 'n oombliekie stil sit. Kom ons sit net so 'n oombliekie stil, maak jou oë toe in die heiligheid, die teenwoordigheid van die Here. Ek is bang ek doen afbreek aan die heiligheid, die stilte. As ek nou die afkondigings vir u gee, maar daar's net so twee goed wat jy moet onthou. Die een is daai vetkoeke, kyk maar daar. En dan ook die gebede wat jy moet vir ons doen vir die mense wat in nood is. Jy het die name daar op die lysie. En die wat verjaar mag 'n lekker dag wees. En dan die tweede ding is ons gaan 'n Kerssangdiens hou op die 19de Desember. Dis die lang naweek se Sondag voor Kersfees. En ons gaan dit die oggenddiens hou. En ons gaan saam sing lekker Kersliedere die oggend en daar gaan piknik wees na die tyd buitekant. En jy kan vir jou 'n piknikpakkie bestel. Kyk maar op die afkondigings en op die WhatsApp groepe, jy sal dit daar kry. Ons sal later dit aan die bekend maak. Draai so 'n bietjie na mekaar toe en groet dan net so 'n bietjie vir mekaar. Dan kom ons maak jou oë toe, dan bid ons saam. Here, op hierdie heerlike reënoggend draai ons na U toe, die almagtige God. Ons het gekom om hier in die kerk te kom sit by U, want U is die Heer, die almagtige. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader in die Here Jesus Christus ons Here met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n loflied vir die Here. Dis 'n Kerslied. Dis die eerste Advent Sondag vanoggend. So ons sing lied 344. O die goeie tyding, o die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd. Kom ons sing al drie die verse lekker hartlik tot lof van die Here.
Vanmôre voel ek so 'n bietjie asof ons gering is. Die woord gering in die Bybel gaan ons later lees ook. Moet ons nie verstaan as klein nie. Daai woordjie in die teksgedeelte wat ons lees, is 'n tapeinos is die Griekse woord. Beteken eintlik erger as gering. Niks seggend. Niks werd. Veragtelik. En nou klink dit verskriklik as 'n mens dit goed sê. Maar sonder die Here Jesus is dit maar presies wat ons is. As dit nie vir hom was, is ons veragtelik. Niks werd. Nou as ons hier in die kerk kom, dan kom ons weer na Jesus toe. En raak ons weer bewus van die feit dat ons eintlik so is, sonder hom. Ons kom buig eintlik voor hom. Nou ek het 'n lied gekies wat 'n Kerslied is, waarmee ons so voor die Here kom buig. Dis lied 354, die 4de vers. Ek magteloos gebonde, ek word deur U bevry, ek is bedek met sonde. Die woordjie sonde, hamartion, beteken ook so, nie goed genoeg nie. Maar U kom en U reinig my. Nou leef my dankgebede, nou kan ek sing en dien. Nou kan ek sterf in vrede, want ek het my Heer gesien, so Simeon dit in die Bybel sê. So kom ons sing net daai versie, lied 354, die 4de vers. En nou sê die Bybel dat as ons kom en ons bely ons sondes, met ander woorde hierdie geringheid, dan is hy getrou en regverdig en vergewe hy ons en reinig hy ons van alle ongeregtighede. Hy sterf vir jou aan die kruis, hy betaal daarvoor. En hy maak dat jy sy kind is en dat jy hier in die kerk kan wees by hom. Hy maak sy arms vir jou oop. Dis so oop, dis vasgespijker aan die kruis. Jy kan dit nie toemaak nie. En ek kan sien dit sommer by u ook so borrel. Dit borrel in my ook, want ons is so bly. Want die Here is vir ons so goed. So kom ons sing 'n loflied. Kom ons sing 'n loflied daarvoor. Ook 'n Kerslied, 365. En dan kom ons sing dit lekker. Omdat ons dankbaar is dat die Here vir ons goed is. Hoor die blye engellied aan die koning seun gebied. Vrede op aarde aan God die Heer, hy daal tot die sondaar neer. Kom ons sing daarvan die eerste en die tweede vers, ek dink ek het gesê.
Ek haas my, want ek wil kom by die boodskap en die preek. Vanmôre is 'n baie besondere Sondag. Dis 'n Sondag wat nie net 'n Adventsondag is nie, die eerste Adventsondag, met ander woorde die tyd wat ons begin uitsien na Kersfees en begin Kersliedjies sing. Julle ken mos van Kleindag af. Jy maak nou al die Kersboom reg, hierdie tyd. Maar dis ook Wêreldvigsdag vandag. Die dag wat ons dink aan hulle wat HIV positief is en die vigspandemie. Nou klink dit vir ons ligbroek in vergelyking met die pandemie waarmee ons tans sukkel, maar eintlik is dit nie. Daar is steeds meer mense in Suid-Afrika wat aan vigs sterf as aan COVID-19. En dan is dit ook die begin van die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders. So dis 'n besondere dag, en omdat dit so is, het ek gedink om 'n teksgedeelte te lees wat baie kontensieus is. 'n Teks waaroor daar baie is 'n teks wat ons eintlik baie keer probeer vermy, en dis die loflied van Maria. Dit staan in Lukas hoofstuk 1. Dis waar Maria hoor dat sy geboorte gaan gee aan Jesus, en dan sing sy hierdie loflied in afwagting van die geboorte van Jesus. Kom luister eers na die teks en dan gaan ons daaroor praat. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. Omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoediges in hulle eie waan uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van hulle trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy behoeftes van ontferming, soos hy dit gesê het aan ons voorvaders, aan Abraham, aan sy nageslag, tot in ewigheid. Ons lees net tot daar. Ek het probeer om hierdie lied so te lees dat jy die erns of die drif daarin kan hoor. Ek weet nie of ek dit so reg gekry het. Want jy sien, hierdie lied staan bekend as die Magnificat. Die Magnificat. Dis die Latynse eerste woorde van die lied. Groot is die Here, magnificent, nee? Die Engelse woord kom daarvan, die Magnificat. En die woord Magnificat lui oor die hele wêreld. En baie mense weet wat hierdie is. Die Magnificat is 'n lied met stuurkrag. 'n lied wat jou laat sidder. Dis 'n strydlied hierdie. 'n lied met ongelooflike impak. Trouwens, dit was 'n lied wat gesing is in stryd en in protes oor die wêreld heen, veral deur vroue. Daarom het ek hierdie lied gekies vanmôre, in hierdie week van teen geweld, hierdie 16 dae. Dis 'n proteslied. Ek weet nie of jy kan onthou nie, in my jong dae is daar sekere liedere in Suid-Afrika verban in die politieke tyd. Onthou jy, Pink Floyd, All in all, it's just another brick in the wall. Julle ken? Hy was verban en ons het altyd skelm geluister. Hierdie strydlied. Nou, die Magnificat, glo dit of nie, hoewel dit in die Bybel staan,
is dit deur die Britse owerheid verbied om gelees of gesing te word, veral in Indië, in die protestyd met Gandhi. Dis ook verbied in Argentinië met daardie militêre junta wat daaraan bewind was. Ook was dit verban in Guatemala in die tyd van die vuil oorlog op die Plaza de Mayo. Ek weet nie of jy die geskiedenis weet daarvan, van die klomp kindertjies wat hulle weggevoer het. Hierdie lied is die lied van vroue en kinders. Dit is 'n proteslied, 'n strydlied vir die verontregte, vir die armes, vir die geringes staan daar. Selfs in Suid-Afrika is hierdie lied verander. Hierdie vertaling wat ons nou net gelees het, is so geskryf, want hy is nog in 1983 geskryf. En die regering in daai tyd was skrikkerig vir die Magnificat. Die woordjie gering is nie soos hy daar staan. Hier staan hy in die genitief, as u nou iets van taalwerk af weet. Maria wat sê dat u in my geringheid na my omgesien het, staan hier. Maar in die oorspronklik staan daar in 'n weiersin, dat u na die geringes in die wêreld omgesien het. Hoor jy het ons saggies gemaak, want ons is bang, ons het dit net na Maria toe geskuif. En ons het 'n klomp goed gedoen met Maria, haar saam met die Romeinse kerk by die deur uitgegooi, want dis hierdie strydvrou wat ons bang maak en ons wêreld wil omverwerp. Maria word geskilder in Guatemala as 'n vrou met haar voet op 'n slang, met haar vuis in die lug. In Suid-Afrika sou sy skree Amanda. Maar wag, voor jy dink jy doen die preek-politiek. Luister mooi. Maar jy is ook nie verkeerd as jy dink ek preek-politiek. Maar dis jou politiek. Jy moet mooi luister. Hierdie strydlied is jou lied. As Christen in hierdie wêreld. As Christen hier in Sint Helena Bay. Maar dis die lied van die geringe, die veragtelike, die een wat nie hier behoort te wees nie. Dis die lied van die een wat verontreg is. Die een met HIV en vigs wat een kant toe geskuif word. Die misbruikte vroue, die gemolesteerde kind. Dis die lied van jou, ook waar jy al verontreg was en seer gekry het en minder geag is en niks werd was en nie goed genoeg was. Die bekende Suster Elizabeth Johnson sê, kom ek lees dit vir u. The battered woman, the single parent, without resources. Dis baie van hulle. Those without food on the table, or without even a table. The homeless family, the young abandoned to their own devices. The old who are discarded. All are encompassed in the hope that Mary proclaims in the Magnificat. Hoop is wat jy hier hoor. Hoop vir die verontregte. Daar is lig vorentoe. Maar hierdie hoop is meer net
as hoop in 'n politieke uitkoms of vryheid of dat iemand na jou omsien. Hierdie hoop is in 'n God. Hoor dit in haar lied. Dis in 'n God. Groot is die Heer. Magnificent is God. My hoop. Hoop in 'n God wat sy woord hou. Hoor dit in haar lied. Hoop in 'n God wat in 'n besondere sin aan die kant van die verontregte is. God is in 'n besondere sin aan die kant van die verontregte. Ek hoef hom seker nie nou meer vir u te verduidelik waar dit staan in die belydenis. Jy hoor dit. Hoop in 'n God wat sy verbond gestand hou. Hierdie lied is vol van hierdie verbondswoorde van God. Al vir Abraham, die vader van die gelowiges. Hoor dit daar in die lied, sing sy dit. Hierdie God het 'n verbond. Hy sal sy woord hou. Hoop vir jou en vir my. Die hoop is vir die geringes. Die tapeinos. Die veragtelike. Sondaar mens het ons altyd geleer, maar daai woord gaan deesdae net by jou kop in en uit. Die hoop is vir jou. Hulle wat net genade nodig het, net uit genade gered kan word. Net gered kan word uit genade. Hulle wat so verlore en verstote en veragtelik is, dat net God se genade hulle kan red. En dit is 'n Christen. Die oomblik as jy dink dat jy beter is, verloor jy die genade. Dan word die lied nie meer joune nie. Dan staan jy aan die ander kant van die vuis. Dan word jy bang en trek jy laar en gaan sit jy tralies om. Dan raak jy veragtelik. Maak nie saak hoe groot jou bankrekening is. Die lied gaan nie net oor ryk en arm. Die Here Jesus sê in die saligspreking, salig is hy wat weet hoe afhanklik hy van die Here is. Hierdie lied is vir die afhanklikes. En daarom is die Magnificat ons lied. Saam met Maria sing ons dit. En saam met die misbruikte vroue en die kinders in ons wêreld, al is hulle daar in die shanties, sing jy dit saam met hulle. Sing dit. Sing dit saam met mense met HIV en vigs. Ons sing dit. Want dit is ons lied. Die strydlied van die Magnificat. Maar die lied word gesing op 'n baie spesifieke tyd. Dit word gesing met die baba Jesus hier binne in haar buik. Dis 'n lied wat in hierdie stikkende wêreld hoop gee, maar dis 'n hoop wat nie net woorde is in 'n lied nie. Dit stuur, dit beur, soos 'n swanger vrou wat enige oomblik gaan geboorte skenk. Dit stuur op, dit beur op in hierdie wêreld. Dis 'n vuis wat oplig. Die woord word vlees, sê Johannes, in hierdie kind. En daarom is die lied geskryf in die Hebreëse vorm van 'n loflied. Al is dit as 'n strydlied gebruik, is dit as 'n loflied geskryf. Want dis waar
Dis nie meer net hoop eendag nie. Dit word waar in Jesus, in die kind van Kersfees. Die kind word die verbondswoord wat vlees word. En daarom is dit 'n lofprysing, 'n lofpsalm. Groot is die Here, magnificent, die Magnificat, wonderlik is God, groot is die Here. En nou wil ek het die orkes gevra, want daar's 'n beruiming daarvan, en hulle kan dit so mooi speel, dat hulle dit vir ons speel, dan luister julle daarna. Groot is die Heer. Ons kan dit uitjubel. Jy kan as jy wil, as jy dit wil waag, jou vuis in die lug hou. En dit saam, as jy dit luister. Want die Heer oorwin. Het julle oom Ouen daar agter gien op my trane in my oë. Met daai ou gebeende hand sing hy, groot is die Heer. Dis so mooi. Kom ons maak die oë toe, dan loof ons die Here. Here, U is so goed vir ons. Soos Maria wil ons 'n loflied vir U sing. Want hierdie kind Jesus, die vredevors, vrede op aarde, vir die mense, ons, gering is, in wie hy in welbehae het. Ja, Here, saam sing ons met die verontregtes, die geringes, die stikkendes, vroue en kinders in ons land, wat misbruik word. Saam sing ons met hulle wat HIV en vigs het, en ook hulle wat nou in die tyd van COVID swaar kry en bang is. Groot is die Heer. Groot is die Heer. Here, met watter woorde kan ons U loof en prys? Selfs die Magnificat is te min, Here, om aan U die eer te bring. U is ons God. Daar is niemand soos U nie. U bring die oorwinning in Christus Jesus. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Ek het gedink ons moet dalk nou afsluit met 'n lied wat ons dalk net 'n bietjie tot bedaring bring en stilte bring. En daarom het ek gedink met ons stille nag sing. Kom ons sing stille nag. Dis lied 348, al 3 die verse.
Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met julle wees en bly. Amen.